Hallo daar. Baie welkom by nog 'n episode van 'n sak vol stories. Vandag se storie is meer as 200 jaar gelede geskryf, maar dit gaan oor dinge wat nog vroeër as dit gebeur het. Jy sal nou sien wat dit beteken. Onthou, jy kan hierdie storie en al die ander stories nie net op ons webtuiste www.sakvolstories.co.za luister nie, jy kan dit ook saam lees. Of jy nou lees en of jy nou luister, of lees en luister, hier gaan ons met vandag se storie. Rip van Winkel. Lang gelede, in 'n dorpie aan die voet van die Catskill gebergte in Amerika, het daar 'n man gewoon met die naam Rip van Winkel. Rip het daarvan gehou om saam met sy hond Wolfie in die berge te gaan stap. Hy het daarvan gehou om die buitelug te verken en interessante nuwe diere en plante te ontdek. Elke liewe dag het hy, net soos die vorige dag, sy vrou 'n soen gegee, liefderyk oor sy kinders se koppe gestreel, sy wandelstok opgetel en saam met Wolfie die berge ingevaar. Een aand, terwyl hy stap, hoor hy 'n stem wat roep: "Rip van Winkel!" Hy kyk rond, maar sien niks nie. Weer kom die stem: "Hallo, Rip van Winkel!" Dit het geklink asof die stem al hoe nader kom. Rip kyk oral om hom rond, maar al wat hy sien is 'n ou kraai wat op 'n tak in 'n boom sit. "Dit moet my verbeelding wees wat my flous," mompel hy vir homself, en hy fluit vir Wolfie om aan te stap. Maar hy het skaars begin stap, of hy hoor weer die stem wat sy naam roep: "Rip van Winkel!" Rip draai om, en die keer sien hy 'n klein, koddige mannetjie wat na hom toe aangestap kom. Hy was baie kort en stewig gebou, met 'n groot boskasie bruine hare en wilde wenkbroue soos suiwerms bo sy oë en 'n groot, digte baard. Op sy skouer dra hy 'n faadjie. "Goeiedag, vreemdeling," sê die klein mannetjie. "Sal jy asseblief so gaaf wees om my te help om hierdie faadjie te dra?" Hy was dalk vreemd, maar hy het vriendelik en skadeloos genoeg gelyk, so Rip van Winkel het ingestem om te help. Hy dra die faadjie hoog die berge in, terwyl hy die vreemde mannetjie volg. Hulle stap en stap, hoër en hoër in die mistige berge in, dieper en dieper in die donker woud teen die berg in. Uiteindelik kom hulle by 'n oopte tussen die bome. Daar staan 'n groep klein mannetjies wat almal presies soos sy nuwe metgesel lyk. Hulle het ook lang, golwende baarde en was ewe vreemd aangetrek. Hulle was besig om kegelbal te speel. 10 kegels was op die gras opgestel en hulle het 'n bal daarna gerol om te sien wie die meeste kegels, of sommer almal, op een slag kan omrol. Toe hulle Rip en die klein mannetjie sien, klap hulle hande van blydskap. "Sit die faadjie hier neer," sê die mannetjie en wys na 'n boomstomp. Rip sit die faadjie versigtig op die boomstomp neer, en die klein mannetjie stap nader en maak die faadjie oop. Die ander juig van blydskap. Elkeen bring sy eie beker tevoorskyn
en skep dit vol uit die vaatjie uit. Rip se hond Wolfie begin half onrustig raak en gee kort en senuweeagtige blaffies. Rip vryf Wolfie sagies oor die kop om hom gerus te stel. Oema, daar sy, toema. Teen hierdie tyd was Rip baie nuuskierig. Wat was binne in die vaatjie? Hy stap nader en buig vorentoe om te kyk. Binne-in sien hy 'n vreemde donker vloeistof. Die klein mannetjie knip oog vir Rip en giggel saggies. Toe skep hy 'n beker vol uit die vaatjie en hou dit vir Rip. Rip neem 'n teuggie en sluk. Heerlik, roep hy uit. Die ander juig almal. Lekker! Nog 'n slukkie! Lekker, né? Hey, smaak vorentoe. Ek sal nog een neem, asseblief. Hy drink beker na beker van die vreemde drankie. Na 'n rukkie raak Rip baie lomerig. Ek gaan net 'n bietjie hier teen hierdie boom sit en rus, sê hy. En hy sug soos hy teen die boomstam afgly tot hy gemaklik sit. Hy roep vir Wolfie, wat nader draf en met sy kop op Rip se skoot gaan lê. Rip se kop begin knik, sy oë knip, knip en gaan toe. Kort voor lank is Rip vas aan die slaap. Ja. Toe Rip wakker word, sit die son al hoog in die lug. O, liewe aarde, dink Rip by homself. Ek moes die hele nag hier geslaap het. Wat gaan ek vir my vrou sê? Rip roep sy hond. Wolfie! Wolfie, kom eens hierna! Wolfie! Maar Wolfie kom nie. Hy jaag seker 'n eekoring of 'n springhaas of iets, mompel Rip. Wel, hy ken die pad huis toe. Rip van Winkel begin terugstap dorpie toe. Alles lyk effens anders, maar Rip dink dit is seker maar weer sy verbeelding, wat besig is om hom te flous. Toe hy die dorp binnekom, is hy verbaas om te sien die mense het klere aan, wat vir hom baie vreemd lyk. Die mense wat hom sien, wys met hulle vingers na hom toe en fluister en giggel onder mekaar vir hom. Waarvoor lag hulle? Wonder hy, terwyl hy oor sy ken wryf. Skielik voel hy iets. Dit is 'n baard. Hy kyk af en daar hang 'n lang, grys baard amper tot by sy knieë. Hy het dit glad nie agtergekom nie. Hy kyk af, sien sy klere is verslete en aan flarde. Hy gee 'n groot hyg soos hy skrik. Hy kyk geskok rond. Selfs die geboue lyk anders. Party is in ander klere geverf, party is weg en daar het ook groot nuwe geboue verskyn. Rip is heeltemal deurmekaar. Ek moet my vrou kry, sê hy. Sy sal seker kan verduidelik wat hier aangaan. Hy draai om en draf na sy huis toe, vasbeslote om die geheim uit te pleis. Maar
Toe hy op die plek kom waar sy huis vroeër gestaan het, hoor hy nie die gewone geluide van kinders wat speel of honde wat blaf nie. Toe hy nog nader kom, kreun hy van die skok. Ag nee! Sy huis het in mekaar geval. Die dak het ingetuimel, onkruid groei oral en al die vensters is gebreek. Die deur hang uit sy skarniere, selfs die groot hoë skoorsteen het heeltemal verbrokkel. Toe hoor Rip 'n blafgeluid. 'n Hond loer skaam uit die bouval. Dit lyk 'n bietjie soos Wolfie, maar hy is maar en sy pels is vuil en gekoek. Hy grom vir Rip asof hy hom glad nie herken nie. Geskok en de mekaar dwaal Rip terug dorp toe. Die dorpenaar sien hy lyk ontsteld en lag nie meer vir hom nie, maar kom staan rondom hom. Wie is jy, vreemdeling? Vra 'n man bekommerd. Ek bedoel niemand geen kwaad nie, sê Rip. Hoekom is jy hier? Vra die man. Wel, dit is my huis. Ek het my hele lewe lank op hierdie dorp gewoon. Is dit so? Sê die man agterdogtig. Noem dan die mense wat hier woon. Daar's my vriend Hank Archer en ook John Fisher. Hank Archer is al jare gelede oorlede, sê die man. En John Fisher het oorlog toe gegaan. Rip se mond hang oop. Wat kon gebeur het? Toe sien hy 'n vrou wat vir hom bekend lyk. Hallo, ek dink ek ken jou. Wat is jou pa se naam? My pa se naam was Rip van Winkel. Rip snak na sy asem. Oh. En jou ma? My ma het van 'n gebroke hart gesterf nadat my pa 20 jaar gelede die huis verlaat het en nooit teruggekeer het nie. Maar ek is Rip van Winkel, sê Rip vir die vrou. Die skare snak na hulle asem van verbasing. Wat ligtig! Stadig kom hulle nader en kyk stip na hom. Hy lyk soos Rip. Hy klink soos Rip. Hy praat die waarheid. Dit is Rip! Dit is Rip! Die man wat ons 20 jaar lank nie gesien het nie, het huis toe gekom. Daardie aand hou die mense van die dorp 'n groot fees om Rip van Winkel weer welkom te heet. Rip van Winkel, die man wat 'n vreemde drankie by 'n nog vreemder reisiger aanvaar het en so 20 jaar lank geslaap het in die mistige woude van die geheimsinnige Catskill gebergtes. Wat 'n lekker storie, propvol nuwe woorde ook. Kom ons kyk na 'n paar. Wandelstok. Hy het sy wandelstok opgetel en gaan stap. 'n Wandelstok is 'n kierie waarmee 'n mens gaan stap, om so 'n bietjie op te leun as jou bene nie al die draagwerk self wil doen nie. Flous. Dit moet my verbeelding wees wat my flous. As jy iemand flous, trek jy hulle 'n streep, of jy bak hulle 'n poets, of jy kan sê jy het hulle uitoorlê. Dis reg, jy het hulle gevang. Faaitjie. Op sy skouer dra hy 'n faaitjie. 'n Faaitjie is soos 'n groot emmer, maar van hout. Mense bære enige iets van water tot bier, tot wyn, tot olie, tot sappe daarin. Teegie. Rip neem 'n teegie. 'n Teegie is 'n baie klein slukkie. Flarde. Sy klere is aan flarde. Flarde beteken iets is flenters, dit is in stukkies. Vasbeslote om die geheim uit te pluis.
Dit beteken hy wil seker maak hy doen dit. Niks gaan hom keer nie. En die laaste woord, bouval. 'n Hond loer skaam uit die bouval. 'n Bouval is dit wat oorbly as 'n gebou in mekaar geval het. Dis net stukke bakstene en sement. Dit is dan dit vir vandag se storie. Onthou om genoeg te slaap, maar nie soveel soos Rip van Winkel nie. Baie dankie dat jy saam geluister het. Onthou jy kan al die stories saam luister en lees by www.sakvolstories.co.za. Tot volgende keer, Arrivari.